Christus het homself vir ons gegee. Hierdie diens word gehou op die aand wat Jesus die nagmaal ingestel het, die aand van verraad, van volkome oorgawe, van 'n liefde wat geen grense ken nie. Ons sit rondom die tafel wat hy gedek het. Ons lees uit Lukas 22 van vers 14 af en 1 Korintiërs 11 van vers 23 af. Lukas 22 van vers 14 af. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostels saam met hom vir die ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie. Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het gesê: Neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. En ons lees 1 Korintiërs 11 van vers 23 ook. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. In die nag van verraad, die tafel van genade. Die nag toe alles verander het. Vanaand is ons deel van 'n lang ry. Ons sit nie vanaand die eerste keer aan hierdie tafel nie. Ons word ingeskakel in iets wat eeue terug begin het op 'n donderdag aand in Jerusalem. Dit was die nag voor die kruis. Die nag van verraad. Die nag toe Jesus geweet het wat op hom wag. En tog het hy steeds aan hierdie tafel saam met sy disippels gaan sit. In die nag wat Judas hom verraai het, het Jesus homself ook oorgegee. En word Jesus se oorgawe weer onthou wanneer ons die nagmaal vier. Die verraad van 'n mens het die vrywillige selfopoffering van die Seun van God nie gestop nie. Inteendeel, dit was juis die raamwerk waarbinne God se plan ontvou het. Ons kom vanaand nie om 'n tragedie te herdenk nie. Ons kom om die lewende Here te ontmoet aan sy tafel. Ons kom omdat hy in die nag van verraad aan ons gedink het. Vir ons sy liggaam as gebroke brood en uitgestorte bloed as wyn aangebied het. 'n Tafel wat hy gedek het. Dit is die inisiatief van genade. Let op hoe Lukas 22 vers 14 en 15 het stel. Jesus neem die inisiatief. Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Die Seun van God het intens begeer om aan hierdie tafel saam met sy disippels te sit. Dit is verbuisterende genade. Jesus weet dat Judas aan die tafel sit en hom gaan verraai. Hy weet dat Petrus wat saam met hom aan tafel sit, hom gaan verloon. Hy weet die ander wat saam met hom aan die tafel sit, gaan vlug. En tog sit hy saam met hulle en met ons aan die tafel. Hy het nie gewag totdat ons onsself reg gekry het nie. Hy het nie eers gewag totdat ons getrou en sterk in ons geloof was nie. In die nag van ons swakheid, in ons verraad, in ons verloning, het hy 'n tafel gedek. Die nagmaal begin nie by ons nie. Dit begin by hom. Dit is sy tafel. Hy nooi, hy dek, hy gee en ons gebrekkige, sondige, dikwels ontroue gelowiges
mag saam met hom aan hierdie tafel aansit. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy dit wil. Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Die Pasga was die groot herdenking van bevryding uit Egipte. God het Israel verlos deur die bloed van die Paaslam. Nou staan Jesus op die punt om die ware Paaslam te word. Jesus is die lam wie se bloed op gelowiges se deurkosyne gesmeer is, sodat die ewige dood by ons sal verbygaan. Die ou Pasgafees bereik sy vervulling in hom. Die brood wat gebreek word, sy liggaam vir ons. Jesus neem die brood, hy dank God daarvoor, en dan breek hy dit. In die breek van die brood lê die hart van die evangelie. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Die woord gegee in Lukas is in die teenwoordige tyd, wat vir julle gegee word. Dit is nie blote verwysing na die toekoms nie. Hierdie oomblik, hierdie aand, is Jesus besig om homself oor te gee. Die proses het reeds begin, die oorgawe is reeds aan die gang. Hoe groot is hierdie genade? Die skieper van hemel en aarde, die ewige seun van God, het mens geword om sy liggaam te kan gee. Hy wat alle dinge in stand hou, het homself oopgestel vir verraad, spot, pyn en dood, en dit alles vir julle, vir jou, vir ons, vir my. Wanneer ons vanaand die brood neem en dit eet, sê ons daarmee, ek het niks om myself mee te red nie. Ek het hom nodig. Ek ontvang wat hy vir my gegee het. Die nagmaal is die mees radikale boodskap ooit. Die koning gee sy lewe vir sy diensknegte. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. Doen dit om my in herinnering te bring. In Hebreëus beteken herinnering nie net om aan iets te dink nie, dit beteken om iets teenwoordig te maak. Die verlossing wat Christus bewerk het, is nie 'n ver historiese gebeurtenis wat met ons verstand onthou moet word nie. Dis 'n lewende werklikheid wat ons vanaand weer ontvang. Hy is teenwoordig deur sy gees aan hierdie tafel. Die beker wat uitgestort word, die nuwe verbond in en deur sy bloed. Na die maaltyd neem Jesus dan die beker, en hy sê iets wat selfs vir die disippels oorweldigend moes gewees het. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Die nuwe verbond. Dis 'n direkte verwysing na Jeremia 31 vers 31 tot 34, die profesie van 'n verbond wat God self sou sluit, waar die wet op die hart van die mens geskryf sou word, waar sonde vergewe sou word, waar God sou sê, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hierdie verbond sou nie beseël word met die bloed van diere nie. Dit sou beseël word met die bloed van die Seun van God self. In die antieke wêreld was 'n verbond 'n onbreekbare ooreenkoms. Dis beseël met bloed. Die party wat die verbond breek, sterf. En hier is die wonder van die evangelie. Ons het die verbond gebreek. Ons breek dit elke dag deur ons sonde, deur ons hardkoppigheid, deur ons ongehoorsaamheid. Ons is die verbondbrekers, maar Jesus, die onskuldige een, het die straf van ons verbondsverbreking op hom geneem. Hy het die vloek gedra sodat ons die seën kan ontvang. Hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Die bloed wat uitgestort word, is 'n offerterm. Dit dui op die dood van die offerdier ter versoening, ter betaling van sonde. Maar hier is dit nie 'n dier nie. Hier is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, Jesus Christus. Wanneer ons die beker drink, ontvang ons nie net 'n herinnering aan sy dood nie. Ons ontvang die vrugte van sy offer, vergifnis, versoening, nuwe lewe. Jesus sê ook, tot my herinnering, gebruik dit tot my herinnering, totdat ek weer kom. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 26, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom.
Die nagmaal kyk in twee rigtings gelyktydig. Dit kyk terug na die kruis, na 'n historiese daad van verlossing, en dit kyk vorentoe, totdat hy weer kom. Elke nagmaal is 'n verklaring dat die Here Jesus Christus gesterf het, maar ook dat hy lewe en dat hy weer sal terugkom. In die nag van verraad het Jesus aan sy tafel gesit en die verbond met sy disippels vernuwe. Vanaand doen ons dieselfde. Ons leef tussen twee werklikhede, die kruis agter ons en die wederkoms voor ons. En daar's meer. Die nagmaal is 'n verkondiging. Julle verkondig die dood van die Here. Elke keer as ons aan die tafel van die Here aansit, preek ons sonder woorde die evangelie. Ons sê aan die wêreld, daar is 'n God wat sy eie seun gegee het. Sonde is ernstig genoeg dat dit die bloed van die seun van God gevra het. En genade is groot genoeg om selfs ons te vergewe. Weet julle wat? Die tafel is gereed. Vanaand staan ons voor die wonder van die evangelie. Jesus het in die nag van verraad, in die nag van ons swakheid en sonde, homself aan ons oorgegee. Hy het nie gewag totdat ons dit sou kon verdien nie. Hy het nie gewag totdat ons geloof sterk genoeg was nie. In die nag van verraad het hy vir ons 'n tafel gedek. As jy vanaand hier sit met die besef van jou eie tekortkominge, jou verraad, jou verloning, jou swakheid, dan is hierdie tafel juis vir jou gedek. Die nagmaal is nie 'n beloning vir die vrome, sondelose persoon nie. Dit is vir die wat honger is vir God se genade. Dit is water vir die wat dors na vergifnis. Dit is lewe vir die wat weet hulle is dood sonder hom. Daarom, kom sit vanaand om hierdie tafel met 'n hart van berou oor jou sonde. Kom met geloof in hom wat sy liggaam gegee het en sy bloed uitgestort het. Kom met dankbaarheid vir genade wat jy nooit verdien het nie. En ontvang wat hy vir jou gegee het, vergifnis, versoening, gemeenskap in die lewende God. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons is nie vanaand hier saam as mense wat alles verstaan en sonder foute is nie. Ons kom as mense wat niks sonder hom is nie. En dit is goed, want hy het homself kom gee vir mense soos ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sit vanaand aan u tafel, nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar alleen op grond van die offer van u seun, Jesus Christus. Ons dank u dat u in die nag van verraad nie gevlug het nie, maar die liggaam gegee het en die bloed uitgestort het vir ons sonde. Heilige Gees, kom en wees teenwoordig aan hierdie tafel. Maak die brood en die beker vir ons 'n ware gemeenskap met die lewende God. Laat ons nie bloot 'n herinneringsritueel uitvoer nie. Laat ons die lewende Here ontmoet. Ons bid vir almal wat vanaand aansit, hier nou en elkeen wat luister. Ons wat weet ons is onvolmaak. Ons twyfel soms. Ons is soms moedeloos en is 'n honger om deur u genade versadig te word. Voed ons met u self, Here, en laat ons van hierdie tafel opstaan met hernieude dankbaarheid, hernieude toewyding en hernieude hoop, want u gaan weer terugkom. Amen. Kom ons neem die brood. Die Here Jesus Christus, in die nag toe hy oorgelewer is, het brood geneem en gedank en dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle. Doen dit, gebruik dit om my en dit wat ek vir julle gedoen het, in herinnering te bring. Kom ons eet die brood. Neem die wyn. Net so het hy ook die beker geneem na die maaltyd met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, gebruik dit, so dikwels as julle daaruit drink om my en wat ek vir julle gedoen het,
in herinnering te bring. Kom ons bid saam. Ons loof U, Here Jesus Christus. U het Uself vir ons gegee, volledig, onvoorwaardelik, uit liefde. Ons ontvang wat U aan die kruis volbring het. Ons leef tussen die kruis en die koms, en ons verkondig U dood totdat U kom. Lei ons nou om te leef as mense wat deur genade verander is, mense wat lief het soos U liefgehad het, mense wat dien soos U gedien het, mense wat hoop soos alleen die kan hoop wat weet U kom terug. Amen.